Goeiemôre almal. Baie welkom in die huis van die Here. Ons is bly om julle almal hier te sien vanoggend. Ek wil graag hoor wie besoek ons vandag vir die eerste keer. Kan ons net 'n hand sien? Is daar enigiemand wat ons vandag vir die eerste keer besoek? Niemand nie. Ag, ons is so bly. Ons hele familie is hier vandag. Ons wil graag die volgende aankondigings onder julle aandag bring. Vanaand om 5:30 is daar 'n aanddiens. Kom woon dit by, dit is regtig 'n geseënde tyd in die Here en om weer net te recharge vir die week wat voorlê. Dan Dinsdag aand neem asseblief kennis, daar's geen woordskool vir hierdie week nie. Dan Woensdagoggend om 10:00 is die vroue bidtuur, sowel as daar's 'n manne bidtuur wat ons begin het en dit vind plaas by tannie oom Johan en tannie Priscilla by Stanley Straat 13 in Kraaifontein. So dit is vir al die manne wat beskikbaar is. Al is jy, het jy jou eie besigheid en jy kan 'n tydjie afknyp op 'n Woensdagoggend 10:00 gaan woon die bid hier by, dis regtig geseënd. Dan Donderdag aand is ons selgroepe, Vrydag aand is die jeugbyeenkoms. Die jeug het 'n skyfie wat hulle net graag vir ons wil wys. Baie dankie Franet. O, is dit al? Okay, so Vrydag aand om 18:30 is ons jeug. So asseblief kom woon dit by, bring 'n vriend of 'n vriendin saam. Dit is 'n baie lekker tyd wat julle saam kan kuier. Dan Saterdag om 11:00 is ons Silverstrome fliek. So kom ons vat 'n bietjie terug na die goeie ou dae met El Debo en kom lag 'n bietjie saam. Dit is verniet gratis asseblief. So sit die naam op die lysie by die inligtingstoonbank vir Saterdagoggend 11:00. En dan Sondag is ons nagmaaldiens en dan ook ons aanddiens, so moet dit nie mis nie. Dan, ek het klaar gepraat oor die senior manne in die Silverstrome. Ons wil graag net ons innige simpatie oordra aan Cornel en die familie met die afsterwe van haar moeder. Mag die Here julle vertroos en versterk in hierdie tyd en julle dra en vir julle God van naby wees. Ons het gevra, ons het gebedsversoeke, as jy saam met ons sal bid, asseblief vir ons land, vir ons leiers en ons regering, bid vir ons boere en daar's gebiede wat regtig waar baie reën kort. So kom ons as familie staan saam in gebed vir hierdie gebedsversoeke. Dan vir ons verjaarsdae, Dinsdag verjaar tannie Ria Steyn, Woensdag verjaar tannie Minnie Botha, Anton van der Berg, Pieter de Tooy, Craig Vrybath en Siggy Jensen. Donderdag verjaar Janet Schmeda, Vrydag verjaar Aloma Groenewald en Saterdag verjaar tannie Elise Reinders, Suzette Adams en Reinhard Engelbrecht. Mag julle 'n wonderlike dag hê en mag julle lekker bederf word en mag julle 'n nuwe jaar ingaan met die wete dat die Here is elke oomblik van elke dag by julle. Baie dankie. Kom ons gee julle vir hulle 'n lekker hande klap. Dan wil ek net graag vir George vra, hy gaan vir ons open met gebed. Baie dankie George. Terwyl hulle opstap hier na vore toe kom, ons buig ons hoofde, smaak ons oë toe en ons raak 'n bietjie stil voor die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend die troon van genade te nader. Here, ons doen dit nie uit menslike krag uit die Here, maar met die autoriteit wat U in elkeen van ons ingeplant het. Here, wil bid vir die diens wat vanoggend gebring sal word, Here. My gebed is dat die woord wat sal uitgaan, Here, harte sal raak, nie ore nie, Here, maar harte, Here, dat dit sal ontkiem en sal groei in die harte van elke mens, Here, dat ons dit kan uitdra na die wêreld daar buite toe wat U so nodig het, Here. Vader, seën dit wat U plaasvind, Here, laat dit 'n welriekende offer is wat opvaar voor U troon, Here. Vra seën ons, Here, het ook gehoor oor die gebedsversoeke. Ek kan nou nie almal onthou nie, Here, maar U weet elke van hulle, Here. Ons regering, Here, ons land, bo pragtige land wat U vir ons gegee het, Here, dra ons vanoggend op voor U, Here. Vader, maak nie saak hoe sleg dit menslik lyk nie, Here. By U is alles moontlik en ons dank U daarvoor. Ons sê vir U, Here, dankie vir die reën wat geval het op party plekke waar dit droog was, Here, maar daar is ook ander plekke waar droog water nodig het, Here. En dit is lewensgewend uit U hand het, Here. Geen mens kan dit namaak nie. Here, ons gebed is dat U sal gee daar waar dit nodig is, Here. U weet presies waar en hoe, Here, want U is almagtig, Here. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega, Here, en ons eer en ons loof en ons prys U wonderbare naam.
kerk van die Here sê amen. Praise in the valleys, praise on the mountains. I praise when I'm sure, I praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How
Ons God is die een. Amen. What a wonderful name it is.
is ons alles. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe, Heer, is U naam besing. Saam met engele wil ek ook nou iets bring. Woorde is blind,
aanbid die Here daar waar jy staan. Steek jou hande op. Steek dit saam met my op vanmorgen. Let's raise our hands. And let's start worshiping. Just worship Him. Glorify His name. Tell Him that you love Him in this morning. Let the air fill with the praises of our God. We worship you, Jesus. Here ons aanbid U vanmorgen. Here ons aanbid U vanmorgen. Here Jesus Christus, ons aanbid U vanmorgen. O, Jy is heilig in hierdie plek. Waardig om aanbid te word. O, Here Jesus. Here mandere bashebe dorobusha mama. Kentere bashama. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Somebody here is verlosser, is redder, ons zaligmaker, ons vredevors, ons krachtbron. Oh, halleluja, ons aanbid U. Dankie Here vir hierdie oomblikke en die teenwoordigheid. Oh, halleluja. Dankie Here. Dankie Here Jesus. Dankie vir die teenwoordigheid. Heilige Gees, dat U beweeg deur ons hier raak harte aan. Versterk mense vanmôre. U tel ons op. Oh, halleluja. U leer ons, U lei ons, U wys ons, U rig ons hart en ons gedagtes. God die Vader. Dankie. Dankie. O Here, ons aanbid U. Dankie Here. In Jesus naam. Amen en amen. Kan die sitplekke neem, baie dankie. Hierdie aanbringlied, hierdie worship song, vat vanmôre eintlik die boodskap so mooi saam. The reason I live is to worship you. Ons het die afgelope tyd Pastoor Alwyn so mooi met ons gedeel rondom die feit dat jy in Christus moet wees, dat jy aan hom moet vashou. Maar meer is dit dat ons nie net kan leef soos ons wil nie. En hoe kardinaal belang dit is om in verhouding met Christus te lewe. Die groot ding vir ons is, ons kan maar net bestaan. Baie keer in ons lewe kan jy maar net bestaan. Gaan kyk na mense se programme. Is 'n program van bestaan. Ek is daar, ek werk sekere dinge, ek doen sekere dinge, ek het sekere verantwoordelikheid en dis hoe my dag gaan.
En selfs in ons godsdienstbeoefening, net soos pastoor Alwyn ook gepreek het, kan ons op 'n plek kom in ons lewe, we can get to a point where you serve God, but do you really serve God? Of bestaan jy net binne hierdie milieu van kind van God? Kies hierso. En ek wil hê ons moet vanmôre lees in 1 Johannes 5 vers 20, hulle gaan dit vir ons hier agterop sit. Hierdie is een van die algemene skrywers wat Johannes geskryf het. En dit was omtrent so plus minus 90 na Christus. En wat vir ons interessant is dat dit 'n algemene skrywer was in die sin van hy het dit vir die kerk geskryf. Hy het dit nie net vir 'n gemeente geskryf nie, dit was soos 'n omsendbrief. Om met die kerk in die geheel te praat en vir hulle te sê, hoor hierso mense, hierdie goed is belangrik, julle moet daaroor nadink, julle moet dit bepeins, dit moet in jou hele lewe, wil ek amper sê, soos wat jy 'n tuin nat maak, en al die blomme kry water, moet hierdie water in jou gees en in jou lewe, in jou binneste insink. Iemand het eendag hierdie interessante woorde geskryf, en hulle het gesê, you gave your heart to the Lord, your heart is saved, your thoughts are renewed, your thoughts are changed, go now and change your world. Ons kan baie keer sê, ja, maar ek dien die Here, ek is by die kerk, ek is by hierdie betrokke, ek is by daai betrokke, maar is jy regtig waar op die plek waar jy met Christus kontak maak? Ek gaan vanaand, ek praat vanmôre met u om leef in hom, in Christus. Live in him. En vanaand gaan ek so 'n bietjie verder met u gesels rondom how do I stay in him and grow stronger in him? How do I do that? Want die groot ding is vir ons om in hom te wees. Lees saam met my 1 Johannes 5 vers 20. Hy sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het. Wie weet dit? Halleluja, ek weet nie of ons hierdie wedstryd gaan hê nie. Wie weet dat Christus gekom het? Amen. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Die ander vertaling, die 83 vertaling praat van om die ware God te ken. Ware God. Hier sê hy die waaragtige God te ken. En ons is in die waaragtige God. In sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Sê saam met my, hy is die waaragtige God. OK, kom ons stop net daar. Kom ons doen dit met oortuiging. Sê saam met my, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Iewers moet ons onsself ook oortuig. Hoe gaan ons ander oortuig as jy self nie oortuig is van 'n saak nie? Nou, voor ons verder gaan, die Griekse woord vir lewe wat hy hiervan praat, is Zoe. Is daar iemand met die naam Zoe in die kerk? Is Susie die naaste? Susie, jy is die naaste. Zoe, ons het hierdie naam al van tevore gehoor. Mense dra hierdie naam, Zoe. Die Griekse woord is Zoe. Nou, Zoe verwys na die beginsel van lewe. Die beginsel van lewe. Ons maak egter baie keer onderskeid
in die beginsel van lewe. En kom ons kyk gou daarna. Dit verwys nie net na fisieke lewe nie, 'n tydelike lewe nie, want baie mense jaag die fisieke na en hulle vind nooit regtig vervulling nie. So wat gebeur? Jy soek aanhoudend goeders in jou lewe. Jy moet gedurig deur dinge doen om vervulling te kry. En jammer om dit te sê vanmôre, die thrill van geestelikheid en aanbidding in 'n kerk, baie mense hardloop agter 'n thrill aan, van hierdie ouens doen dit so, daai ouens maak so. Ek wil vir jou sê, jy gaan dit najaag tot die dag wat jy hemel toe gaan. As jy nie in Christus kom nie, gaan daar nie volmaakte vervulling wees nie. Dis nie net fisieke lewe nie, dit verwys ook na ons vervulde geestelike lewe. 'n Geestelike lewe wat vol is, wat ryp is, wat jy net voel as jy in die oggend opstaan. O Here, wat 'n dag is hierdie net nie. Jy al daai gevoel gekry. Daar's pastoor Alwyn, weet jy wat, ons hardloop partykeer so tussen die gemeente, en ek weet nie of u dit besef nie, maar 'n ou kom in so 'n, mag ek dit gebruik, 'n rat of 'n gewoonte. In 'n rat. Hulle praat deesdae, hulle gebruik hierdie wonderbare terme om te sê, jy kom in 'n vloei. Saggies gestel. En 'n vloei, en die water vloei, maar nie. Maar dit gaan oor die volheid van jou geestelike lewe. En daai lewe wat ons bereik, kom net deur Christus. Daai insig en die belewenis kom net deur Jesus Christus. Dit verwys nie net bloot, as ons praat oor ewige lewe, want jy kry jou fisieke lewe, fisiese lewe, jy kry jou geestelike lewe, en dan praat hy van die ewige lewe, en wie van u, as ons praat van ewige lewe, het al gedink, dit gaan oor die lewensduur, ewigheid, jy weet. Daar's nie 'n begin, daar's nie 'n einde nie. As jy 'n kolletjie op 'n lyn druk, is jou lewe maar daai stukkie, die ewige lewe gaan vir altyd aanhou. Maar weet jy wat is so interessant as jy na die woord Zoe kyk? Verwys ook na ons lewensgehalte wat in Christus begin deur genade. Ek wil vir jou sê baie keer, mense, ek stap in dan sê mense, hoorie sommer meneer, jy babbel en jy praat en jy's vrolik. Wat maak jou so anders? Daai gehalte lewe. En weet jy wat, ek kan dit nie verander nie. Dis die dag toe ek my hart en my siel vir die Here gegee het, daai selfde aand wat ek gekniel het en iemand saam met my gebid het, my na die Here toe gelei het. I was baptized in the Holy Spirit and I couldn't stop talking. Because there was something in my spirit that ignited. Ek wil vandag vir u sê, as ons die Heilige Gees wegvat, is daar nie krag in ons godsdiens nie. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. We need to get into the realm and into the Spirit's, the Holy Spirit's place. Die Gees van God se teenwoordigheid om krag te ontvang. Waar die salwing, hy bring die salwing van God, waar die Gees nie is nie krag nie, waar die salwing van God nie is nie, kan mense nie vrygemaak word nie. En wat het Jesus gesê? Julle het hierdie gedaante van godsaligheid. You look the part, julle lyk so, maar is jy in Christus? Do you live in His power?
Lewe jy, ervaar jy soms die salwing. En weet jy wat, dit is nie net om hier te sit en die pastore preek hulle longe uit om salwing te ervaar nie. Ek wil vir jou sê, daar moet oomblikke wees wat ons instap en ons kom staan en jy sê, Lord, I'm here. I'm here to seek your face. I'm here to stand in your presence and I'm here to stand in you. Ons ontvang dit deur sy genade. Ons lewe in die volheid van wat hy gee hier en nou. Maar weet jy ook, die dag wanneer ek hier uitleef, dan leef ek by hom in heerlikheid. Ewige lewe. Kan jy dit vir iemand beskryf? Sorry, ek het nie die woorde om God se heerlikheid te beskryf nie. Al wat ek kan sê is heilig, heilig. Die serafs roep dit van wanneer af in ewigheid tot in ewigheid gaan hulle dit uitroep. Weet jy wat beteken die woord heilig? Dit beteken ek het iets unieks rondom God ontdek. Heilig is die Here God, heilig is God, heilig, 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 heilig. Ek het iets unieks ontdek rondom hom. Is nie net om daar dit te beleef nie, hy wil hê jy moet dit hier alreeds beleef. Ek ry konferensie toe, skus julle dat ek oor myself praat, ek stop daar in, wat is daai kloof, waar daai Ultra-City is. Ek weet nie eens wat hulle hom noem nie. Is dit Beinskloof, daar is Ultra-City, daai groot plat vlakte. Net voor jy Woester kry. Ek kan nie eens onthou nie. Seker Beinskloof, maar. Ek stop daar, klim uit, ek hardloop in, kry vir my koeldrank, kom terug. Nou is ek op pad konferensie toe, ek is gehype. Ek sê, ek wil graag net beleef wat die Here vir ons daar wil sê. Klim terug in my voertuig en daar wil my voertuig glad nie start nie. O, pastoor, ja, die duiwel. Ek het gemaak. Ek sit vir 'n halfuur in Peter met die kar. Pastoor Alwyn, as jy 'n halfuur gepeter het met 'n kar, wat wil jy doen? Ek het gevoel vir oukies. Maar weet jy, dit is wat Satan juis in ons lewe gebruik om vir ons te sê, jy sien jy's nie in Christus nie. Kyk hoe tree jy op. Wie van al het al sulke, jy het 'n mooi dag, en ewe skielik, van die kantlyn af. En dan voel ons, Here, maar wat het ek verkeerd gedoen? Here, waar is ek in my verhouding met U? Hoe pas hierdie goed vir my in? En Satan kom van die kantlyn af en hy sê, ja, sien jy? Sien jy nou? Is jy rarig so, rarig op die plek? Are you in the space where God wants you? En ek sit daar, en ek is moeg gesukkel. Geloof my, ek is nie op 'n mooi spys, soos die jong mense sal sê. En uit radeloosheid bel ek my vrou. Ek sê, Lenushke, ek sê, my liefie, klim in die ander kar, ry na my toe, ek bel die toutrok van die versekering se kant af, laat hulle hierdie kar op die trok sit en huis toe bring. En dan sorteer ons sake uit, maar nou weet ek, hulle het ook 'n voertuig nodig, vir die skool en al die. Ek sê asseblief, want ek is nou op 'n plek waar ek nie meer lekker, ek voel nie eens meer ek wil kamp toe gaan nie. Nou weet jy, baie keer in ons lewe het ons mense nodig wat op die plek is waar God wil hê hulle moet wees. En weet jy wat sê my vrou? Die nek beweeg ons die hoof net waar sy hom wil hê.
Sy sê, maak toe jou oë, ons gaan bid. Ek sê, ek is verby bid. Ja, ek sê, ek is verby bid. Jy klim in die kar en jy bring die ander kar. Ja, weet jy wat, vrouens, dames, julle het al gelag vir 'n stelling wat ek in hierdie kerk gemaak het. Manne, as julle iets in julle lewe wil hê, laat jou vrou bid. Sy sê, Edmund, nou as ek hoor Edmund, nie Lovey nie. Edmund, maak toe jou oë. En ek sit daar. Ek is baie, baie kwaad vir hierdie voertuig. Sy sê, Here, U is in beheer. Satan, haal jou hande van daai kar af. Here, U weet, hy moet nou konferensie toe gaan. U weet, hy het die goed nodig. Here, in U naam, verklaar ons nou herstel oor daai voertuig, dat hy sal ry en sal terugkom in Jesus naam. Amen. En ek sê, amen. My vrou klim in die kar en ry, en sy sê, staar die kar en ry kamp toe. Ek het nie saamgestem nie. Maar ek sê, ag, jy weet vir wat dit werd is. Trap die koppelaar in, sit die kar aan, die draadjies kom aan, hy gaan af, staar die kar, daar staar die kar. Dis nie 'n snap teologie nie. Maar weet jy wat, as ons by mekaar staan, en ons is in Christus, die oomblik wanneer jy val, en wanneer jy voel jy is swak, moet jy weet, Christus het vir ons gesterf, Christus het gekom. Johannes sê, dis nie my voorstel nie, dis nie my preek nie, it's not my sermon, it's not a suggestion, it's a reality in my life. Christ has come. Ek het Christus gesien kom, ek het beleef die wonderwerke wat hy gedoen het. Ek weet hy is in beheer, en ek weet die krag van hemel en aarde is in hom. Ek staar die voertuig, ek ry kamp toe, net om af te sluit. Ek ry by die kamp rond, ek staar die voertuig daar en ek kom huis toe. En toe ek hier stop, toe wil hy niks weet nie. Jy lag vanmôre, maar weet jy wat besef ek terwyl ek die boodskap voorberei? Sy het gesê, Here, dat hy soontoe kan gaan en terugkom. Wees versigtig wat jy vra. Kerk van die Here, wees versigtig wat jy vra. As ons in Christus is, en pastoor Alwyn het al daaroor gepreek, hy het ons 'n video gewys. As Jesus gesê, Vader, ek is in U, hulle is in my, en U het die Gees gegee, en ons is in mekaar. Die Here wil hê, jy moet 'n lewensgehalte hê in Hom, nie net vir ewigheid nie, maar hier en nou al reeds, deur sy genade. Pastoor, is dit moontlik? Ja, dis moontlik. Dis hier die brief wat hy skryf uit sy belewenis uit. Hy sê, ek het 'n ontmoeting met die lewende Here gehad, die verlosser, die koning van die konings, die prins van vrede. Hy is 'n werklikheid. Jy weet, Johannes is een van die manne wat die apostels wat 'n natuurlike dood gesterf het. Hy het redelik oud geword. Sommige beweer hy het in Efese gewoon, hoë ouderdom gesterf het. Ander reken en beweer dat hy in 'n pot olie gegooi was en gekook was en hy het oorleef. En later, omdat hy Jesus verkondig het, was hy verban na Patmos toe. Die eiland Patmos. Was hy verban gewees. Maar ten spyte of hy 'n natuurlike dood of 'n geweldige, verskriklike dood gesterf het, die Seun het gekom. En weet jy wat sê die woord? Johannes sê, hy het jou die verstand gegee, eerstens om te besef. Jy moet woord toe gaan.
Jy moet in God se woord wees. Ons moet in gebed iewers in 'n dag met hom praat. En as dit nodig is, is medegelowiges rondom jou. Bel hom en sê, jy hoef nie die omstandighede te weet nie. Bid net saam met my. En as ek weet ek is in Christus, en ons bid en ons staan by mekaar, sal sake verander. Want as ons in Christus is, gaan sake verander. As jy in Christus, jy kan nie dieselfde bly as jy nie met hom as jy met hom ontmoet het nie. Jy kan nie. Daar's geen saak rondom dit nie. If you meet with Jesus, if you're in his presence, you will change. Want jy word verander deur die krag van die Heilige Gees. Speel gou vir my daai video asseblief. Sit vir ons net daai lig aan daar agter jou asseblief, Petrus. Kyk gou net vir 'n oomblik saam met my. En wat 'n ander pastoor ook gedeel het, het my so geïnspireer. You cannot meet Jesus Christ and not change. You cannot meet Jesus Christ and not get activated. You cannot meet Jesus Christ and be indifferent. You cannot meet Jesus Christ and be careless. Our salvation cost him everything. And the response cannot be indifference, laziness, or a sense of selfishness. If so, you will not enter into that rest. Groot woorde. Jou lewe verander in totaliteit. Jy sit dalk vanmôre en jy sê, pastoor, ja, ek voel so en ek dink dit, dan wil ek vir jou sê, ek het vir jou antwoord. Kom in die teenwoordigheid van die Here. Kom in die teenwoordigheid van die Here, in hom, waar sy gees beweeg en funksioneer. En ek waarborg jou lewe gaan verander. Jy gaan verander. Jou sieninge gaan verander. Jou toepassing gaan verander. Staan saam met my. Ek gaan vra dat die musikante vir my na vorentoe kom. Doen vir ons, the reason I live is to worship you. Om Jesus te ken, werklik waar te ken en in hom te wees, gaan dit nie oor hoeveel skrif ek kan quoteer nie. Dit gaan nie oor die geskiedenis wat ek ken nie. Gaan nie oor wat ek kan verklaar nie. Maar dit gaan oor om hom te ken. Tyd met hom te spandeer. 'n Hegte band met hom te hê. 'n Persoonlike, 'n intieme verhouding met hom te hê. En aanhoudend, en ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre, aanhoudend, nie net wanneer ek voel nie net van keer tot keer nie, aanhoudend met hom tyd te spandeer. En as jy dit doen, your life will change. As jy in hom wil wees en wil groei, hegte verhouding wil hê, 'n intieme belewenis met hom wil hê, al wat jy hoef te doen is te sê, Here, hier is ek. Hy ken jou alreeds, maar hy sê vir jou, kom in. Kom in. En ek wil hê daar waar jy staan, maak jou oë toe. En as die Here vanmôre klop aan jou hartsteer, dan sê Here, hier is ek, kom in. Ek wil hê, u moet kom tyd spandeer met my. Ek wil hê, Here, daar moet 'n groei wees. Here, ek wil in u bly. Ek wil in u bestaan. Die werklikheid van die ervaring soos wat Johannes gehad het. Ek
wil dit beleef. Because Lord, I need you. If he knocks on the door, just say, Lord, come in. I want to spend time with you. I want to be in you. I want to worship you with my life. And being in you is to worship you with my life. Kom ons begin dit sing net vir 'n oomblik. I worship you. Close your eyes and say, Lord, come in. I worship you. Come in so that I can live in you. The reason I live is to worship you. I worship you. Kom ons sing dit nog eenmaal. Steek jou hande op, sê Here, ek begeer 'n ervaring met U. Put up your hands, say, Lord, I want to have an experience with you. A close, intimate experience. So that I can realize and can live in you. The reason I live is to worship you. Holy Spirit, flow over everyone in this morning. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Kom ons sing dit. Kom ons aanbid hom net. Stap in sy teenwoordigheid. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Lord, we worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Here, help ons dat ons in U sal lewe. Nie ons eie idee van wat die lewe moet wees nie. Want ons maak foute. Here, soms het ons verkeerde idees. Maar Here, ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat waar ons beweeg, of dit tiener is, en of dit 'n kind is, of dit
ouers is, oupa, ouma, seniors, dat ons sal besef, soos Johannes gesê het, maar ek is in Christus. In Christus. En dit is nie maar net deur 'n woord wat ek spreek, 'n preek wat ek gee, 'n brief wat ek skryf nie. Maar dit is vanuit my ervaring met U. My ervaring met die Here. En dit het my lewe kom verander. En ek vra Here dat U elkeen van ons in hierdie week Heilige Gees kom ontmoet met ons. Heilige Gees kom bekragtig ons. Wanneer ons voor uitdagings staan, wanneer ons dink ons is alleen, dat ons sal hoor Heilige Gees, hoe dat U vir ons sê, but you are in Christ. You are in Christ, my son, my daughter. Dankie Here dat ons dit kan bely, kan verklaar en kan weet dis waar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek praat vanaand, ek gaan 'n bietjie uitbrei op 'n ander manier, how to stay in him. Hoe om in hom te bly, sy krag te ervaar, en ek gaan ook 'n bietjie praat oor to grow stronger in him. Van dit het ons al oor, pastoor Alwyn het al daaroor gepreek. En ek wil dit nie herhaal nie, maar ek wil vir u sê, as jy dit nou vir 'n tweede keer hoor, maak asof jy dit vir die eerste keer hoor. Sê, pastoor, wonderlik. Wonderlik, ons eer die Here. Amen. En ons wil u nooi, as u dink dit gaan lank wees, nee, ons probeer dit binne 'n uur hou. So kom, as u sê, pastoor, is verskriklik warm, wat ons nie hier in die Kaap kry nie, is mos nie baie warm in die Kaap nie. As jy sê, pastoor, dis verskriklik warm, kom met jou kortbroek en tekkies of plakkies. Dis nie 'n mooi gesig nie, maar gelukkig kyk die Here vir die hart. Amen. Gaan aan, dit is oor wat binne en aangaan. Amen. So as u nou 'n rede gehad het om nie te kom nie, vee daai een ook by die deur uit. Jou kortbroek, jou plakkies, jou tekkies. Kom so en kom geniet dit saam met ons. OK. Kom ons maak die oë toe. Vader, ek bid u seën oor elkeen terwyl ons uitgaan, Here, en waar ons vanmiddag ook al gaan wees, dat ons sal besef ons is in u. En vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor dit wat opgesluit is in ons lewens en wat ons kan beleef as ons in u is. En daarom bid ek nou, Here, dat u ons sal seën, beskerm en bewaar, dat u liefde ons hart omring, u vrede in ons binneste heers, en Heilige Gees, dat u met ons sal werk, net soos die Vader wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n lofsang saam sing, staan saam met my, en dan gaan ons net lekker saam sing. Ons sing saam, ons God is groot. Halleluja. Ons God is groot en hy regeer en sy wat wonders doen. Halleluja. Hy stuur sy seun om my te red. Hy doen wat baie wonders doen. Deur sy gees kom